Goeiemôre, liewe vriende, dit is vir my lekker om so saam met jou vandag te kuier. Mag die Heilige Gees ook vandag vir jou 'n spesiale drukkie gee en spesiaal vashou. Ek weet nie wat jou omstandighede is en hoekom jy op hierdie manier ook luister nie, maar dankie dat jy ingeskakel het en mag die boodskap ook vir jou vandag die versekering gee dat die Here jou liefhet en dat die Here jou opsoek. Kom ons bid. Here, dankie dat ons weet U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde, die een wat was en wat is en wat kom. Amen. Genade vir jou en vrede van God en krag deur die Heilige Gees, deur Christus Jesus wat aan die kruis gesterf het, die voorhang sal laat skeur het, sodat ek en jy kan inkom in die Vaderhart. Die teks is vanmôre die baie bekende Jesaja 43, wat ons goed ken en wat ons baie keer sommer net lees om net rustig te raak. Maar nou, so sê die Here jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop, ek het jou op jou naam geroep en aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, as ek by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba gee ek in jou plek. En omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou liefhet, gee ek mense in jou plek en volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou bymekaar. Ek sê vir die noorde gee en vir die suide moenie gevange hou nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, tot my eer het ek hom geskep, hom gevorm, ja, hom gemaak. Die tema van vanmôre is dat ons vir mekaar sê, daar's nie 'n beter tyd as nou nie, as vandag nie. Hoekom is daar nie 'n beter tyd nie? En hoekom gebruik ek hierdie tema as daar's nie 'n beter tyd nie? Ek wil dit probeer verduidelik deur te sê, jy gaan op vakansie en jy staan daar in die winkel en skielik noem iemand jou naam. En jy kyk om en dan sien jy iemand wat saam met jou op hoërskool was. Of jy sien iemand wat jy as 'n kollega baie jare laas geken het. Of wat ook al. En dan as julle by mekaar kom, dan sê julle van mekaar, gister was daar 'n goeie tyd. Gister was daar regtig en julle haal die stories uit van hoe julle dit gedoen het en hoe julle rugby gespeel het en netbal gespeel het en hoe jy afgeskryf is en na die hoof se kantoor toe. En jy haal al daai stories aan. Hoe julle saam getoer het en wat julle daar gedoen het en daar gesien het. En dis presies waaroor die teks gaan, want die teks gaan oor God wat met die Noordryk praat. En die Noordryk is die ryk wat in ballingskap is. En dan kom God na hulle toe en God sê vir hulle, maar onthou julle my. En ek dink dis die eerste sleutel wat ek amper vir jou wil gee. Dis nie hulle wat na God toe gaan nie, dis God wat na hulle toe gaan. Dis God wat die deur oopsluit en ingaan en sê, hier is ek. Hier is ek. Nou om dit nog beter te verstaan, soos wat ek nou verduidelik het met die man of die vrou wat jy ontmoet het daar by die see of by die wildtuin, maak nou nie saak waar nie. Die Noordryk is weggevoer in ballingskap. Die Suidryk het agtergebly. Die Noordryk se probleem was, hulle het nou daar as gevangenes ballinge gebly, maar hulle het begin vermeng. Bedoelende, hulle het nou nie meer met mekaar, met Jood getrou nie, hulle het ook nou met ander nasies getrou. Hulle het ook ander gode begin aanbid. Hulle het ander godsdienste begin aanbid. En dan kom die Here en die Here sê, luister vir my, ek het jou op jou naam geroep. Met ander woorde, hy kom in by die deur en hy sê vir die Noordryk, ek het jou op jou naam geroep. En dan sê hy vir hom hierdie mooi gedeeltjie van die water en die riviere en die vuur. Dan sê hy vir hulle, ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba in jou plek. Dan sê hy, maar ek het jou so lief.
dat ek ander mense en goed in jou plek sal gee, omdat jy kosbaar vir my is, jou verlosser, omdat ek die een is wat jou lief het. En dit moet 'n ou hoor uit die verlede uit. Jy moet verstaan, as jy teruggaan na jou eie doop toe, en jy gaan terug na jou belydenis van geloof af lê, en jy gaan terug na die ontmoeting met jou vriende, wat jy nou daar raak geloop het, dan moet jy onthou, dit is, ek wil amper sê, Gods momente in jou verhaal, in jou lewe, waarin God direk inspeel, en waarin jy, as jy terugkyk, dit kan onthou, presies soos wat die Noordryk hier moet onthou. Hulle moet onthou, dat die Here was lief vir hulle, die Here was die een wat saam met hulle gegaan het, en hulle is nie alleen in die vreemde land en die vreemde opset nie. Nou kom ons by vandag. So ons het nou gister, en ons besef gister, is daar 'n klomp goed wat gebeur het, 'n klomp geskiedenis, en in hierdie geskiedenis verstaan ons dat die Here my lief het. En nou sê ek vir jou vandag, daar is nie 'n tyd soos vandag. Daar is nie 'n tyd beter as nou, om te bely dat jy aan die Here behoort nie. Want hierdie teks beklemtoon nie net die verlede nie, die teks praat nou met jou, en sê nou vir jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Noordryk, ek het julle geroep, ek ken julle almal. Ek het jou geroep, ek ken jou en jou familie, ek ken jou omstandighede, maak nie saak nie, ek ken vir jou baie goed. Dan bou hy weer hierdie goed in. Dan gee hy vir hulle die versekering dat as jy vandag saam met my gaan begin stap, dan gaan jy saam met my teruggaan en julle gaan weer een ryk word saam met die Suidryk. Julle gaan weer teruggaan en wat is die bevestiging? Omdat ek jou lief het. Maar nou interessant, hy gebruik nie net dit nie, dan gebruik hy ook ander beelde. Hy gebruik die beeld van as jy deur water moet gaan, deur riviere en deur vuur en die vlam sal jou nie brand nie. Nou water en vuur het ander simboliek gehad as wat ons vandag eintlik maar dit gebruik. Vir ons is water lewe want jy drink water en vuur is word gemaak om maar eintlik 'n braaivleis te hou of iets anders te doen. Maar water en vuur se simboliek in die Ou Testament is dat dit 'n reiniging is, afgesonder is, dat ek jou skoon maak, dat ek jou vergewe. Die water was jou, die riviere was jou en was jou skoon dat jy die vrot wat binne in jou is uitgespoel het. En die vuur louter jou. Die vuur maak dat jy skoon brand en dat jy nuut kan word en nuut kan aanbid. So as ek en jy nou vandag kyk en ons sê daar's nie 'n beter tyd as nou nie, dan wil ek ook hê jy moet vandag vir jouself sê, wat is die rivier? Wat is die water wat vir my help sodat ek wil amper sê met 'n skoon gesig na God toe kan gaan? Wat is die vuur wat my louter? Wat is die goed wat my ongemaklik maak, waarmee ek stoei en wat sommer net vir my sleg is en ongemaklik is? Wat is daai vuur wat dit doen vandag? En ek moet dit herken en ek moet dit erken. Hoekom moet ek dit doen? Want dit is die manier hoe die Here sê, ek is lief vir jou, omdat jy kosbaar is vir my en omdat ek jou eer. Ek is die een wat jou lief het. Ek is die een wat vir jou lief is. Ek roep jou op jou naam. En al wat ek en jy vandag kan doen, wat ons nou kan doen, is om te sê, Here, ons besef, uit ons verlede uit ons gisters uit, besef ons dat U het ons opgesoek, U het ons vasgehou, U het ons beskerm, U het ons bewaar. Ons besef dat as U vandag met ons praat, dat dit nie 'n ding is wat in die verlede plaasgevind het nie, dat dit 'n ding is wat nou plaasvind, dat die Here nou vir jou sê, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou. En dan kom ons natuurlik oor, as ons hier opstaan, as die Noordryk hier opstaan, en hulle gaan terug na die Suidryk toe, dan sê ons daarmee, Here, ons gaan van hier af opstaan en ons gaan die toekoms tegemoet. Die Noordryk het nie geweet wat vir hulle voorlê toe hulle trek nie. Die Noordryk het gedink in terme van 'n tempel en van 'n koning en van 'n land. Hulle het gedink die Here gaan dit alles herstel en dis alles behalwe wat op die ou ende gebeur het, nee.
Eers het Kores gekom en Kores het vir hulle gesê, julle kan aanbid wie julle wil, maar later weet ons mos nou in die Nuwe Testament, dat daai 3 goed het weggeval en Christus het ingekom. En ek dink dis wat ons moet sê oor ons môres. As ek vandag bely dat Christus die Here is, dat hy my sondes vergewe, en dat ek uit dankbaarheid saam met hom die toekoms wil ingaan, dan weet ons dat Jakobus se teks, wat sê jy wat nie eers weet wat môre gaan gebeur nie, word uitgevee in die teks wat hier staan, maar jy moet nie bang wees nie. Kom ek lees net vir jou daai teks. Daar staan, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou bymekaar. Weer die bevestiging. Hier die ooste en die weste wat wyd is en groot is, wat hy sê, moenie bekommerd is oor die wêreld en wat oral gebeur nie. Ek sal goed vir jou bymekaar bring. Ek sal vir jou sorg. In die toekoms dan in, lê daardie versekering. In die toekoms in wat môre gebeur en oormôre gebeur, hoef ons nie ons oorself oor te bekommer nie, want ons het vandag weer eens ons hart vir die Here gegee. Mag jy vandag iets daarvan beleef. Mag jy vandag iets beleef van die feit dat jy nie eers weet wat oor 2 ure in jou lewe gaan gebeur nie. Dat jy vandag weet, maar ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En as jy deur die water moet gaan, of deur die riviere, of die vuur, ek is by jou. Ek sal ooste en weste bymekaar bring, maar ek sal vir jou krag gee dat jy nie bang is nie. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre op hierdie wyse ook net kan verseker word. U is ons Here, U is ons God. Dankie dat ons in die verlede kan inkyk en kan sien wat U alles oor ons met ons gedoen het, waar U ons ontmoet het. En mag ons dan elke keer bely dat dit nie ons is wat U ontmoet het nie, maar U het vir ons op die plek waar dit is, of op die sportveld, of in die klaskamer, of sommer net op vakansie, of by die werk. U het ons ontmoet. As ons terugkyk, bely ons dit. Ons weet vandag dat ons aan Christus behoort. As ek met my mond bely en met my hart glo dat die Here Christus is in my lewe, dan is dit so. En dan kan ons saam bid oor die toekoms, en ons kan bid oor môre en oormôre, dit waaroor ons so bekommerd is en wat ons nie weet wat gaan gebeur in die land en in die wêreld nie, dan kan ons 'n stuk rustigheid kry om te sê, Here, ons is in U hande. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees by en met jou bly.